Prys die kosbare naam van Jesus. Nou, ek moet nou eers hierdie ding probeer aan die gang kry. Ja, ek weet nie van julle nie, maar ek het deesdae goed geraak daarmee, om goed so weg te bære, dat ek dit nie self kan kry nie. En voordat ons gery het, toe sê ek vir Madeleine, ek gaan my tablet net eers bære, en die laptops net so bære, laat dit nou nie so ooglopend is, en gisterand toe ek my laptop, my tablet soek, om die boodskap op te sit, toe kry ek hom nie. So hy is iewers in die huis, maar gelukkig het my vrou gesê, sy sal my vandag gaan help soek. Julle weet hoe werk het mos, nee, as 'n man soek, kry jy dit nie. Maar as 'n vrou net kyk, dan sien sy, daar's 'n amen. So, dit is nou nogal 'n waarheid by ons huis ook. Maar, ja, so ek het my vrou se tablet geleen, so as dit lyk of ek sukkel met hom, ek sukkel. So, julle hoef nie te wonder nie, ek sukkel. So, hy's bietjie anders as myne. Ek dink myne is nicer as hierdie ene. Maar ek sal dit nou nie hardop sê, laat sy dit hoor nie. Goed, prys die Here. Ek wil vanoggend met jou gesels, en ja, as ek 'n tema aan die boodskap kan koppel, dan is dit goeie raad. Goeie raad. Wie van julle hou nie van goeie raad nie? Ek dink elkeen van ons hou van goeie raad, en is lekker om te weet, wanneer jy goeie raad het, en dat jy daar volgens kan werk. En weet julle, terwyl ek so begin, ons is nogal by Wongo, en terwyl ek so sit en dink aan vanoggend se boodskap, en veral 'n nuwejaarsboodskap, en ek begin so te dink aan drome, en ideale, en visie, en al die goeders wat ou so graag oor praat aan die begin van die jaar. Toe kom 'n vraag in my hart op, en daardie vraag is jy bereid om die skoene van die bereidheid van die evangelie aan te trek? En dis nogal 'n goeie vraag, jy weet, en vanuit hierdie sending hart van my, dink ek dadelik, okay, is jy bereid om te gaan vertel van Jesus? En die antwoord is ja, jy weet, maar terwyl ek so daaraan dink, toe besef ek, maar wag 'n bietjie. Hierdie vraag gaan oor meer as net om die evangelie te gaan verkondig. Hierdie vraag gaan oor ver meer as net om te kan sê, maar weet jy wat, ek is bereid, ek is nie skaam vir die evangelie van Christus nie. En toe ek verder daaroor dink, toe kom ek agter, toe besef ek dat hierdie is nie net 'n opdrag wat die Here vir ons wil gee om die evangelie te gaan verkondig nie. Dat eintlik is hier goeie raad in hierdie gedeelte in opgesluit. Sien, want ons lees gewoonlik hierdie gedeelte vanuit die hele gedagte van die wapenrusting, en ons gaan nou so 'n bietjie daarby stil staan. Maar daar is ver meer in hierdie gedagte, of in hierdie gedeelte, as net die wapenrusting. En ek wil vanoggend so 'n bietjie vanuit hierdie gedeelte in Efesiërs 6, waar Paulus juist begin, of waar hy praat om die skoene van die bereidheid van die evangelie, waar hy praat van die wapenrusting, waar hy vir ons sekere elemente gee, wat ek en jy in ons lewe moet doen, wil ek vanoggend vir jou 'n kragtige strategie gee, om as oorwinnaar in 2026 te kan lewe. So ek wil vir jou vanoggend goeie raad vanuit die woord van die Here gee, en ek wil vir jou vandag sê, dat as jy goeie raad wil hê, gaan soek dit in die woord. Moet dit nie by 'n pastoor gaan soek nie. Moet dit nie by een of ander geestelike guru gaan soek nie. Gaan soek dit in die woord. Want die woord van God is die lewende woord van die ewige God. En deur sy gees maak hy die woord lewendig in ons harte, en wanneer ons getrou gaan soek, sê die woord, het ons 'n belofte, sê die woord dat die Here laat hom vind deur die wat hom soek. En ek wil volgens vir jou sê, as jy die Here gaan soek in die woord, as jy antwoorde soek in die woord, gaan die Here dit vir jou gee. So kom ons staan so 'n bietjie stil by hierdie gedeelte in Efesiërs 6. En ek wil lees vanaf vers 14 tot 18. Paulus skryf, vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.
So ons weet hier is die wapenrusting. En ons weet waarvoor die wapenrusting daar vir ons gegee is. As ons net gaan lees in Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teenoor die magte, die owerhede, die bose geeste in die lug. En so ek en jy kan maar weet dat ja, hierdie realiteite is daar, die bose geeste is daar, die magte is daar. Maar weet julle wat is 'n probleem wat ons as gelowiges baie keer het? As ons dink aan die bose, dan dink ons aan 'n demoon wat jou kom pla. As ons dink aan die magte, dan dink ons aan die duiwel en sy trawante, maar ons dink nie aan die tegnieke en die strategieë wat die bose gebruik om juis ons as mens dit nie alter nie. Jy weet, hierdie wapenrusting is net om die bose te staan. Maar intussen gebruik die vyand baie keer die ou wat langs jou in die kerk sit. Partykeer gebruik die vyand jou man of jou vrou. Partykeer gebruik hy jou kinders of dalk jou ouers. So ek en jy het nodig om wakker te wees ten opsigte van wat die wapenrusting van God werklik is en werklik vir ons wil gee. Maar hierdie strategie wat die Here vir ons gegee het, gaan nie noodwendig volgens rondom die werke van die bose nie. Maar dit gaan daaroor om jou volgens toe te rus, sodat jy kan sterk staan in hierdie jaar wat voor ons is. Sodat jy 'n oorwinning kan leef, want dis God se hart. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie elemente. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie strategie wat die Here vir ons gegee het vir 2026. En ek wil begin van onderaf en ek wil opwerk. En as ek sê van onderaf, dan wil ek begin by die skoene en ek wil opwerk kop toe. So die eerste is die bereidheid om aan die voete die bereidheid van die evangelie van vrede aan te trek. Of laat ek oorbegin. Skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Soos wat Paulus dit bewoord. Nou soos ek sê, onmiddellik wanneer jy hierdie gedagte of hierdie woorde hoor, dan kom dit by jou op om die evangelie van Christus te gaan verkondig. Maar ek wil jy moet 'n bietjie verder dink as net om te gaan en te gaan vertel. Want hierdie bereidheid vir die evangelie van Christus daar's 'n ander vraag rondom dit ook. Is jy bereid om toe te laat dat die evangelie van Christus jou lewe bepaal? Jy sien, want baie van ons wat hier in die kerk sit, ons wil vertel van Jesus, terwyl ons self in ons harte nog nie dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, ons eie gemaak het nie. En sonder dat ons bereid is dat die evangelie van Christus in ons lewens 'n verandering aanbring, kan ons nie werklik in die oorvloed wat ons in die evangelie het funksioneer nie. Kan ons nie werklik in die krag wat die Here vir ons wil gee deur sy woord funksioneer nie. Jy sien, die evangelie van Christus moet die basis wees van jou lewe. Jesus se kruisdood, sy opstanding moet die basis wees. En wanneer ons praat van sy kruisdood en sy opstanding, dan praat ons van die feit dat hy jou ongeregtighede op hom geneem het. Praat ons van die feit dat jy werklik vry is, omdat Christus jou vrygemaak het. En dit beteken dat omdat Jesus jou vrygemaak het, jy wat hom aangeneem het, jy wat hom in jou hart koester, jy het nie nog nodig om eers 'n klomp rituele te doen, om seker te maak dat jy skoon en aanvaarbaar vir God is. Want ons het hierdie idee dat en dit word ook verkondig, ja, Jesus het jou vrygemaak, maar. En ek wil volgens vir jou sê, geliefdes, as jou evangelie 'n maar aan het, is jy besig met 'n valse evangelie. Jesus het jou vrygekoop. En ons het nodig om dit te glo. Ons het nodig om hierdie evangelie in ons harte te koester, en dit moet die platform, dit moet die basis wees waarop ons funksioneer. Want as jy nie kan glo dat Jesus jou vrygemaak het nie, dan gaan niks van die res van die wapenrusting vir enigiets beteken nie. As jy nie kan glo dat sy werk ook vir jou volkome was nie, dan het jy geen fondasie om op te staan nie. As jy nie kan glo dat sy liefde ook vir jou is nie, dan het jy 'n kopbekering, maar jou hart is ver van die Here af. Hoor gou mooi.
Wanneer ons praat van die bereidheid vir die evangelie van vrede, dan moet dit eerstens begin in jou eie hart. Jy moet bereid wees om te glo dat dit wat die woord vir jou gesê het, dat hy dit vir jou gedoen het. Jy moet bereid wees om te glo dat jy vrygekoop is en dat jy kind is. Jy is nie meer slaaf of dienskneg. Jy het nie nodig om eers ABCDE te doen voordat jy aanvaarbaar vir die Here is of voordat die Here tevrede stel. Hy is klaar lief vir jou. Klaar vir jou die prys betaal. Hy het die werk klaar gedoen. So dit ons eie maak. So nodig om dit ons eie te maak. So as die evangelie van Christus nie 'n realiteit in jou lewe is nie, sal jy nooit met oortuiging en vrymoedigheid kan bereid wees om te gaan vertel van Jesus nie. Sal nooit met vrymoedigheid kan vertel. Dit bring ons by die tweede ding. Paulus sê, julle moet julle lendene met die waarheid omgord. En onmiddellik as ek daaraan dink ek aan die gesprek tussen Jesus en Pilatus. Toe Pilatus vra, maar wat is die waarheid? En ek wil vandag sê, wat is die waarheid? Dit is maklik om te sê, ja, maar Christus is die waarheid en dit is so. Maar die probleem is, wat ons het in ons lewe en wat ons het in die kerk, wat ons het onder gelowiges, is dat waarheid relatief is tot wat ons dit maak om te wees. So dit wat ons glo, dit hoe ons die waarheid sien, dis ons waarheid. Iemand het die ander dag vir ons vertel van mense wat ek dink dit was in Nieu-Seeland wat hulle was, is daar 'n ding uitgevaardig in die skole, dat as 'n kind sê hy is 'n kat, moet hy soos 'n kat hanteer word. Hulle mag nie vir hom sê hy is nie 'n kat nie. Want dis sy waarheid. En weet julle wat ons staan daarvoor? Ons aanvaar dit. Ek wil vir julle sê, geliefdes, jy het nodig om seker te maak waar jy jou waarheid vandaan kry. Ons word so gebombardeer deur allerlei invloede van buitekant, allerlei inligting wat na ons toe kom deur die media, wat nie noodwendig die waarheid is nie. Dit kan dalk lyk soos die waarheid, maar is nie noodwendig die waarheid nie. Onthou toe die slang vir Eva sê, as jy van hierdie vrug van hierdie boom eet, sal jy nie sterf nie. Het hy die waarheid vertel, maar met 'n draai. Want is waar, hulle het miskien nie fisies gesterf nie, maar geestelik het hulle gesterf. So hy het 'n halwe waarheid vertel en 'n halwe waarheid is 'n leuen. So wat is die waarheid wat jy in jou lewe toelaat? Wat is die basis waarvan af jy waarheid kry? Hierdie AI, Artificial Intelligence, is besig om alle platforms oor te neem. En baie van die inligting wat dit deurgee, is inligting wat gegee word deur mense wat aan die agterkant sit met een of ander agenda. So jy kan nie net meer wat jy van die internet lees, of wat jy op Facebook sien, as waarheid vat nie. Want baie van die sangers en liedjies wat jy deesdae op Facebook sien, is AI. Dis nie eers regte mense nie. Dis fiksionele mense. En weet julle wat? Ons sê, maar hierdie vrou sing mooi. Dis nie 'n vrou nie, dis 'n beeld. So ons het nodig om seker te maak, wat is die basis van ons waarheid? Ek kyk nou die dag 'n video van 'n moslim vrou wat en hulle straal dit wyd uit, of hulle saai dit wyd uit, wat sy vir ChatGPT vra, wat is die ware godsdiens? En uit die aard van die saak antwoord ChatGPT Islam. En dan sê sy, kyk daar, hier is die waarheid. En weet julle, daar's mense wat sit en kyk en sê, wow, wat het ek gemis? Jy het niks gemis nie. Jy is besig om jouself oop te maak vir 'n leuen van die bose. Jy sien wat hulle nie vir jou sê nie is, ChatGPT, kyk na wat jy voorheen gesearch het op die internet.
En op grond van die verwysingsdata wat hy ingesamel het van jou profiel op internet, antwoord hy jou wat jy wil hoor. So as jy die hele tyd Islam goed soek, gaan hy vir jou sê, Islam is die ware godsdienst. As jy die hele tyd Christelike goed soek, gaan hy vir jou sê, Jesus Christus is die waarheid. Jy sien, want hy is soos 'n pleaser wat jou please, om vir jou te gee wat jy graag wil hê. Hy kan net vir jou gee wat hy ingesit word. Weet jy al, dit is 'n kragtige gereedskapstuk as jy dit reg gebruik. Maar as jy nie ingelig is nie, geliefdes, is ons oop vir groot pakslae. So ons het nodig om te weet, wat is ons waarheid? Wat is die basis van wat ons glo? Wat sê die woord? Waarop staan ons? En ek wil vir jou sê, as jy staan vir niks, gaan jy val vir alles. As jy nie standpunt in jou lewe inneem nie, gaan jy val vir alles. So maak seker dat die basis van jou waarheid die woord van God is. Veral as jy in die tyd waarin ons is, wil stewig staan, kry jou fondasie vir die waarheid reg. Anders gaan jy dit nie maak nie. Paulus kom en hy sê dan in Filippense 4 vers 9, sê hy die volgende, hy sê, en wat julle geleer en ontvang gehoor het, en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Vir Timoteus sê hy, hou as voorbeeld van die gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Jy sien, maar daar was ook manne wat gekom het. Hulle was nou nie 'n Facebook of 'n internet nie, maar hulle was regte mense wat gekom het en gesê het, nee wag, daar's 'n ander storie. En Paulus sê vir Timoteus, moenie die ander storie luister nie. Luister na wat ek jou vertel het. Luister na wat ek vir jou sê. En ek wil vir julle sê, geliefdes, is tyd dat ons opstaan en die woord van die Here, dit wat ons geleer het, daardie gesonde leer, wat ons geleer het toe ons 'n klein seentjie of dogtertjie was, ons het nodig om dit vas te hou. Meer as ooit. Want daar is soveel mense, net vir die interessantheid, ek sien 'n ding van 'n pastoor in Amerika, wat 'n tweede huwelik met 'n vrou aangekondig het. So hy is reeds getroud, maar hy kry vir hom nou nog 'n vroukie. Asof een nie genoeg is nie. En weet julle wat doen hy? Hy regverdig dit uit die Bybel uit. Ek kan vir jou verseker, die Heilige Gees is nie daar nie. Jy kan maar gaan kyk, wanneer daar snaakse goed uitkom, is dit ouens wat gewoonlik die Heilige Gees nie herken nie. Of die werking van die Heilige Gees nie herken. Ons is oop vir vreemde waarhede. En onthou, halwe waarhede is leuns. Volgende punt, die harnas. Die borswapen van geregtigheid. En weer eens, wanneer ons praat van geregtigheid, sê die woord van die Here dat ons is geregverdig in Christus. So ons het nodig om in ons harte te glo, ons is vry. Jy het nodig om te weet, jy is kind van God. Jy het nodig om te weet, ongeag wat om jou gebeur, dat die Here is by jou. Jy het nodig om jou hart te bewaar. En al maak jy 'n fout, beteken dit nie jy is nou sondaar verdoem vir die hel nie. En dis 'n ding wat baie mense van ons sê, as jy nou vandag, as jy nou iets verkeerd dink nou en jy loop hier oor die pad en 'n kar jou dood, dan gaan jy hel toe. Dis 'n groot leuen uit die put van die hel uit. Ja, maar ons dien 'n God van geregtigheid. Ja, ons doen. Maar sy geregtigheid is gebaseer op sy liefde. En daarmee sê ek nie jy kan nou maar sonde doen soos wat jy wil nie. Maar die woord sê ook vir ons, as jy weet dat 'n ding verkeerd is, jy doen dit, is daar geen offer vir daardie sonde meer oor nie. So jy kan nie net leef soos jy wil en dink dis oukei nie, dis nie aanvaarbaar nie. Maar geliefdes, as jy 'n fout maak, dan is jy nou skielik 'n sondaar nie. Jy bly nog steeds kind van God. Hy verwerp jou nie die oomblik as jy 'n fout maak nie. En as jy fout gemaak het, staan op, bely dit, dit gaan aan met jou lewe. En moet dit nie weer doen nie.
Weet wie jy is in Christus. Glo wie jy is in Christus. En moenie toelaat dat dit wat leuns is, in jou hart inkom nie. Bewaar jou hart. So as jy iets hoor, voordat jy jou eie maak, vra, is dit waar? En as dit waar is, die tweede vraag wat jy vra, is dit vir my nuttig? Maak dit vir my saak? En as die antwoord nog steeds nee is, dan die derde vraag is, verheerlik dit die Here. En as enigeen van daai vrae nee is, laat dit verbygaan. Moet dit nie in jou hart koester nie. Moenie vir dit plek gee in jou hart nie. Want dis juis waar die vyand toegang wil kry. Hy wil toegang tot jou hart kry, want as hy toegang tot jou hart het, het hy toegang tot jou lewe. Bewaar jou hart. Paulus sê in Filippense 4 vers 8, sy broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. So hou dit wat opbouend is, hou dit wat vir jou waarde het. En soms is daar nodig om, soos ek nou nog gesê het, om so 'n bietjie van 'n tug ook in jou hart te koester, sodat dit jou kan help om reg vorentoe te gaan. Bring ons by die vierde punt, die helm van verlossing. Nou, ek wil vir jou sê, hierdie is 'n baie belangrike pilaar wat ons moet beskerm, of wat ons moet dophou vir 2026. Want die enigste manier wat die vyand toegang tot jou lewe kan kry, is deur jou gedagtes. Hoor gou mooi, ek gaan dit weer sê. Die enigste manier wat die vyand toegang kan kry, is deur jou gedagtes. En weet jy wat? Hierdie vyand is 'n slinkse karakter. Hy gaan vir jou 'n klein stukkie saadjies plant in jou gedagtes, waarop hy wil hê jy moet kou. En ek wil vandag vir jou sê, geliefde, is dieselfde. As jy iets hoor, vra vir jouself, wat se voordeel is daarin? Is dit gebaseer op God se woord? En as dit is nee, verwerp dit. Moenie toelaat dat dit toegang tot jou gedagtes kry nie. Moenie toelaat dat dit jou gedagtes infiltreer nie, want die enigste manier hoe twyfel, vrees, negativiteit, onsekerheid, minderwaardigheid, hopeloosheid. En ek wil self sê, so ver gaan as om te sê depressie, hou vas op jou lewe kan kry. Dis deur jou gedagtes. Deur die vyand wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Die vyand wat vir jou sê, sien jy? Hulle gaan iemand anders in jou plek kry. Wag, niemand luister in elk geval vir jou nie. Jy sien, wat gee nog om? Wel, God gee om. So bewaar jou gedagtes. Paulus sê vir ons in Romeine 12 vers 2, hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit bring ons by die volgende strategiese punt, en dis geloof, die skuld van geloof wat ons moet opneem. Nou, almal van ons, wanneer ons praat van skuld van geloof, is dit maklik. Maar weet julle wat, ek wil vanoggend gou vir jou ietsie noem, wat my nogal laat skrik het toe ek daaraan dink. En ek wil dit begin deur 'n vraag te vra. Wat se geloof hang jy aan? Want as ons praat van geloof, dan koppel ons dit onmiddellik dit aan die Here. Jy weet, want geloof is gekoppel aan vaste vertroue. Dit is mos godsdienstige ding, is 'n Christending. Maar die realiteit is dit wat jy glo, word gevorm deur dit wat autoriteit in jou lewe het. Hoor gou, ek gaan dit weer sê. Dit wat jy glo, word gevorm deur dit wat autoriteit in jou lewe het. En jy kan dit maar gaan toets. As jou werk prioriteit in jou lewe is jou hele denkpatroon en dit waarop jy sekerheid het, gebaseer rondom jou werk. As jy stokperdjies jou prioriteite is, dan word jou geloof rondom jou stokperdjies bepaal. Gaan toets dit.
En ons sê nee man, geloof is vaste vertroue in die Here. Met sy prioriteit in jou lewe is, ja. En hierdie is 'n skerry ding. Want dit waarmee jy besig is, dit wat prioriteit in jou lewe het, bepaal die inhoud van jou geloof. Bepaal waarop jy jou hoop plaas. Bepaal dit wat jy sien. En wanneer hy praat van 'n skild van geloof, sal daai skild net toelaat, of net afkeer, dit wat in jou hart heers. Die res sal hy laat verbygaan. En dis die gevaar van die skild van geloof. Wanneer Christus nie in jou hart is nie, wanneer die evangelie, wanneer jy nie die skoene van die bruidheid van die evangelie ten vol aan jou voete het nie, as jy nie 'n standpunt ingeneem het nie, dan is daar die skild wat jy het nie noodwendig voldoende om die vurige aanvalle van die vyand af te keer nie. Christus het nodig om prioriteit in ons lewens te wees. Die woord het nodig om prioriteit in ons lewens te wees, en dit bring ons by die 6de ene. Die swaard van die Gees, die woord van God. Nou hoor gou mooi, die woord staan vas. En niks van wat die vyand sê, gaan dit verander nie. Jou opinie gaan nie die woord verander nie. Omdat jy dink 'n ding pas jou nie, en jy wil dit verander nie die waarheid van die woord nie. Verander dalk die waarheid van hoe jy dit sien, maar dit is 'n valse waarheid, gebaseer op eie op eie denkpatrone. Ek dink ek het dit al vir julle vertel, maar daar in Jan Kempdorp, was ons, die huis waar ons gebly het, was oorkant die taxi rank, en dit was so oorkant 'n werknis, wat meer dit in, elk geval, en een oggend gaan bid ons by die kerk, en ons het net so om die hoek van die kerk gebly, so 200 meter, en ek stap terug huis toe, en toe ek so by die huis kom, is daar 'n persoon wat gereeld kom R20 vra. Want hy moes sy hartswater was so 20 kilos van, of is so 20 kilos van Jan Kempdorp af. En, maar hy's gereeld by die huis, gereeld, en dan soek hy R20. Nou, hulle het so 'n botteltjie drank by die bottelstoer verkoop vir R20. En dis al waarvoor hy geld soek. En die oggend toe hy my sien, dit was voor 7, was hy daar in die dorp, en kom hy daar aangehuppel met sy kierie, en hy kom en hy sê vir my, nee, net R20, want hy moet hartswater toe gaan. En dis is nou al 'n geruime tyd, wat hy my gereeld vra vir geld. Maar dan gee ek hom altyd iets om te eet, want hy eet nie, hy drink net. In 'n geval, in die oggend sê ek vir hom, jong, en die Bybel sê, as jy nie werk nie, moet jy ook nie eet nie. Jy werk nie, ek gaan nie vir jou werk, ek gaan nie vir jou geld gee nie, ek gaan nie vir jou kos gee nie. Want die Bybel sê, jy moenie eet nie, want jy werk nie. En dit staan in die woord van die Here. Gaan lees dan in 2 Tessalonisense 2. En hy kyk my so, hy sê, ek kan nie saamstem nie. Ek sê vir hom, jy hoef nie saam te stem, dit staan in die Bybel. Hy sê nie, jy moet daai gedeelte uithaal. Dit werk nie. En weet julle, dis hoe baie mense werk. As iets hulle nie pas nie, kry hulle maar net iemand anders se manier van hoe hulle die woord interpreteer. Luister mooi, die woord staan vas. Dis ons swaard wat ons het om te veg. Dis jou swaard wat jy het om die vyand af te weer, om die leuns waarin ons leef af te weer. Dis jou swaard wat jy het om te gebruik sodat jy staande kan bly nog steeds die einde van die jaar en in oorwinning kan leef. En nie net is dit 'n swaard nie. Die woord van die Here sê vir ons, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Weet jy, nog verder het dit gegaan en het ons die Heilige Gees gekry wat hierdie letter lewendig maak. Ek luister nou die dag na 'n imam wat praat en hy sê, maar in hierdie Bybel staan daar nêrens. So sê ek kan sien jy het nie die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees het vir jou niks lewendig gemaak. Jy werk op die letter en die letter maak dood. Maar dis die Gees wat lewendig maak. So ons het nodig om toe te laat dat hierdie lewende woord van God ons harte verander. En dan die laaste punt rondom die strategie vir 2026.
is gebed. Wanneer Paulus sê, laat julle by elke geleentheid en smeekinge bid in die Gees. En wanneer ons bid, dan bring dit alles by mekaar. Gebed bring hierdie strategie, al die elemente by mekaar. Maak dit lewendig in ons harte. Maak dit lewendig by ons. En ek wil vir jou sê, geliefdes, so belangrik om elke dag stil te word voor die Here. Kry baie mense wat vir my sê, maar pastoor, ons is so besig, daar's net nie tyd nie. Wil ek vir jou sê, jy is besig met die verkeerde goed. Kanselleer en begin te bid. Jy sal sien die res van die goed sal outomaties weer in plek val. Prioritiseer. Maar bid. So as 'n strategies hierna kyk. En ek wil jou sê, geliefdes, laat toe dat die evangelie, trek die skoene van die evangelie aan, laat toe dat die evangelie heers in jou hart. Soek die ware waarheid. Die werklike waarheid. Staan op die waarheid. Moenie toelaat dat valse waarhede jou waarheid word nie. Bewaar jou hart. Weet jy's losgekoop. Weet jy's vry. So wees vry in die teenwoordigheid van die Here. Pas jou denke op. Enigiets wat teen God se wil is, moet dit nie in jou gedagtes toelaat nie. Sorg dat jou geloof op Christus gebaseer is. Hebreërs 11 vers 6 sê dat as ons God moet behaag sonder geloof, kan ons nie. Sien, die wat tot God gaan moet glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek. En dan laastens die woord van God. Mense bestudeer die woord. Bestudeer die woord. Daar is baie oulike Bible apps. YouVersion het baie goeie programme op die Bybel, op hy app, wat jy die Bybel jaarliks kan deurlees. En ek wil vir jou sê, as jy amazing goed in die Bybel wil ontdek, vat so 'n jaar app en lees elke dag volgens daai app. En ek kan vir jou verseker, jy gaan 'n jaar deurgaan waar jy ongelooflike goed uit die woord gaan oplees. Ek probeer elke tweede jaar, so die Bybel deurlees met daai, en dan gebruik ek daardie tools om dit te doen. En dit werk. Dit werk. Dit maak vir jou soveel mooi goed oop in die woord, en die belangrikste strategie. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons maak tyd om in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. En wanneer ons dit doen, gaan ek jou verseker, gaan jy aan die einde van 2026 staan en sê, dit was geestelik 'n amazing jaar. Al was daar baie uitdagings, is elkeen oorwin deur die krag van die Here. Het hy my gehelp op elke aspek. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord vir ons strategie gee waar volgens ons kan werk. Here, sodat ons in oorwinning kan leef. Here, dis u hart vir elkeen van ons. Here, dat ons in u oorwinning kan staan. Here, want ons is nie sommer net nie. Ons is kinders van die lewende God. Here, en wat 'n voorreg is dit nie om dit te kan wees nie. En daarom, Here, omdat ons u kinders is, Here, is ons oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Omdat u vir ons help. Here, en het ons sulke wonderlike strategieë gekry, sodat ons in die tyd waarin ons leef, in oorwinning kan staan. En ek wil bid, Here, dat u elkeen van ons sal help. Here, dat ons hierdie strategie sal kan uitleef elke dag. Here, dat u evangelie ryklik in ons sal woon. Here, u woord ryklik in ons sal woon. Here, dat u waarheid ryklik in ons sal woon. Here, dat u volheid ryklik in ons sal woon. Here, soos wat daardie prentjie wat die kruis maak, is die hart juis in die middel van alles.
Here, en dis waar alles bymekaar kom is in ons harte, en ek bid, Here, dat U elkeen van ons sal help, dat ons harte sal bewaar, ons gedagtes sal bewaar, Here, sodat U in en deur alles verheerlik sal wees in ons lewens. Here, en waar daar dalk 'n uitdaging mag wees, waar ons dalk op 'n plek is waar ons onsekerheid het, Here, help ons, gee ons wysheid, gee ons leiding. Here, en as iemand hier vanoggend is wat sê, Here, maar ek het U aangeneem, maar ek het nog nie daai sekerheid in my hart nie. Here, ek bid dat U hulle ore en hulle hartsore sal oopmaak, sodat hulle sal hoor wat U woord vir hulle sê. Want omdat U ons vrygemaak het, is ons waarlik vry. So Here, hierdie 2026, wees U met elkeen van ons. Help U elkeen van ons. Here, en ons bid dat U krag en U heerlikheid in en deur hierdie gemeente sal uitwerk na buite toe. Here, U het ons geroep om 'n impak te maak. Here, sodat ons met hierdie strategie in ons lewens, in ons eie harte, Here, 'n impak sal kan maak waar ons ook al beweeg. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Dankie Here. Amen.